Hi Grotewals, ons staan na die einde van die Maart 2025 vraestel van die Vrystaat Departement. So ons is nou by vraag 4, wat ook funksies en inverses vraag is. En dan die volgende video gaan vraag 5 wees wat 'n triegvraag was. En dan gaan ons aanbeweeg na die Junie eksamen toe. Maar kom ons kyk gou vinnig na vraag nommer 4. En soos ek vir julle gesê het in die vorige vraag was ook 'n funksies en inverses vraag, maar dit was spesifiek van die parabool en sy inverse. Nou hierdie vraag is ook funksies en inverses. Nou ons weet op die formuleblad wat vir ons hier gegee was daar basies geen hulp om ons te help met funksies en inverses nie. So dis baie belangrik weer eens vir julle om julle beginsels te ken en al julle leerwerk te ken van hierdie spesifieke hoofstuk. Dit is baie so, vat asseblief julle tyd en maak seker julle ken al hierdie beginsels. Okay, goed. Nou kom ons lees gou-gou watter spesifieke funksies en inligting vir ons gegee word. Okay, kom ons begin. Hulle sê vir ons in die diagram hieronder is die grafieke van fx is gelyk aan 2p tot die mag x plus q, en gx is gelyk aan log x met 'n basis van t. Dit word vir ons gegee. Oukies, so fx is 'n funksie wat vir ons gegee was. Oukies, nou in graad 10 leer ons julle om dadelik van die vergelyking af al te kan raak sien watter tipe funksie dit is. Nou fx is 'n eksponensiële funksie. Okay, nou hierdie is in die standaard formaat van 'n eksponensiële funksie, 2p tot die mag x. Okay, so x is 'n mag en daarom is dit my eksponensiële funksie. Is lekker maklik enetjie om te onthou. En dan weet ons nou plus q is dan natuurlik sy horisontale asymptoot. So dis basies, jy moet die standaard formule van jou funksies uit jou kop uit ken en dan ook wat elke letter verteenwoordig. Okay. So hierdie plus q gedeelte weet ons is die asymptoot. So jy moet jou leerwerk dan nou ken. So jy moet weet dat hierdie ouetjie hierso is 'n eksponensiële funksie. Fx is 'n eksponensiële funksie. Okay. Dit weet ons van die vergelyking en jy moet ook vir jouself kan sê dat hierdie plus q gedeelte sê vir my dat daar 'n horisontale asymptoot gaan wees. Okay, so daar gaan 'n horisontale asymptoot wees. Okay, so dit is wat ons weet van hierdie eerste funksie af. 'n Eksponensiële funksie en hy het 'n horisontale asymptoot. Nou kom ons gaan kyk gou-gou na die eksponensiële funksie. Nou, f natuurlik. So hierso is funksie f. So daar loop hy. Okay, so funksie f, daar gaan hy. So ouetjies, ons kan sien dat sy y-afsnit is d. Okay, so ons weet as hulle vir ons vra om d uit te werk, gaan ons vir x moet gelykstel aan 0. Okay, kom ons volg hom nou verder. Dan kom ons hier by punt C wat die x-afsnit is en ons weet as ons 'n x-afsnit moet uitwerk, moet ons vir y gelykstel aan 0. Okay, en dan vat ons hom hierso. So hierso is punt B. So ons kan duidelik sien dat punt B is 'n ander punt op f, behalwe sy twee afsnitte. En dan natuurlik daar gaan my funksie en hy nader hierdie stippellyn, maar hy kruis of raak hierdie stippellyn nooit nie. Okay. So ons weet nou al van wat ons hierdie van hierdie plus q wat ons al hier vir onsself gesê het. Die plus q in hierdie formule beteken daar is definitief 'n horisontale asymptoot. So ons weet hierdie stippellyn wat hier vir ons getrek word is ons horisontale asymptoot. So ja, ons gaan definitief na dit moet kyk ook. En dan ons gaan basies hierdie plus q, daai q en daai p waardes is waardes wat ons moet gaan kry. Want al wat in 'n standaard vergelyking of in 'n funksie se vergelyking onbekendes moet bly is jou inset en jou uitsetwaarde wat natuurlik jou y-waarde is wat deur fx verteenwoordig word, jou funksienotasie en jou tot die mag x. Dis die enigste twee waardes wat onbekendes mag bly. So ons moet vir p gaan uitwerk en ons moet natuurlik vir q gaan uitwerk wat ek sal nou vir julle wys, hulle gaan vir ons sê wat dit is en hulle help ons deur vir ons punt A te gee sodat ons die waarde van q kan kry. Okay, goed, dan beweeg ons aan na gx toe en dan weet ons natuurlik hierdie is die log funksie wat die inverse is van 'n eksponensiële funksie julle
En weer eens GX is Y, okay? Dit moet 'n onbekende bly of dit is Y en X is jou uitset en jou insetwaardes, okay? So hierso is 'n T, log X tot die basis T. So daai T, ons soek definitief 'n waarde vir daai T. So ons weet al wat om te verwag. Ons moet P uitwerk, ons moet Q uitwerk en ons moet vir T hierso gaan uitwerk. Okay, en dan op hierdie twee funksies gaan ons natuurlik y-afsnitte, x-afsnitte, punte en al daai tipe goedjies moet kan uitwerk. Waardeversameling, definisieversameling en dan so 'n bietjie 'n moeiliker tipe vraag. Okay. Nou kom ons volg net gou-gou die log-funksie. Ek gaan nie skryf dat hierdie ouetjie 'n log-funksie is nie. Dit word uitdruklik vir ons gesê. So kom ons volg net gou-gou wat ons als het op die log-funksie. So hierso loop G. As ons hom volg, dan kan ons sien dat die y-as hierso, hier waar hy begin, ons kan sien dat die y-as, hy het 'n vertikale asymptoot, onthou hy is die inverse van 'n eksponensiële funksie. So die y-as gaan sy asymptoot wees, okay? So dit kan ons nou hierso sien en ons weet die vergelyking van die y-as is dan nou dat x gelyk is aan 0. So ons weet dit van hierdie ouetjie voordat ons begin kyk en dan beweeg ons nou af. Dan die eerste punt op G is hierdie gesamentlike punt, lyk dit my, waar die twee funksies met die x-as kruis. So C is ook die x-afsnit van die log-funksie. En as ons nou afbeweeg hierso word punt A vir ons gegee, julle. 2 op die x en minus 1 op die y. So punt A word vir ons gegee en punt A is dan op die log-funksie, julle. Okay, punt A is op die log-funksie en punt B is op die eksponensiële funksie. Okay, ouetjie, so dit is basies dan nou wat ons het. Okay, goed, nou kan ons verdere inligting deurlees. Hulle sê vir ons O verteenwoordig die oorsprong, ouetjies, dit weet ons. Die oorsprong is waar die y-as met die x-as kruis. Hulle sê die grafieke het 'n gemeenskaplike x-afsnit by C, ons kon dit raak sien, maar hulle moet dit uitdruklik noem, julle, omdat die grafieke en sketse is nie op skaal geteken nie, right? So hulle moet uitdruklik vir ons sê dat hierdie punt C 'n x-afsnit is van albei die grafieke, okay? En dan die grafiek van f, ouetjies, wat is f? Watter grafiek praat hulle hiervan? Hulle praat van fx, jou eksponensiële funksie, het 'n y-afsnit by D. Ons kon dit net nou al sien. So f het 'n y-afsnit hierso by punt D. So nog niks hierso is ingewikkeld of moeilik. Ons kon dit sien deur net na ons vergelykings te kyk en ons grafieke te kyk. Hulle sê vir ons die asymptoot van f, kan julle sien die asymptoot van f. As jy sulke klein goedjies neerskryf, dan is hierdie goeters nie vir jou oorweldig nie, want jy verwag dit. Okay. So ons weet daar is 'n horisontale asymptoot van f. So die asymptoot van f en die grafiek G gaan albei deur die punt A, 2 en 1. Okay, so die asymptoot van f, julle, hierso is die asymptoot van f. Hierdie stippellyn hierso, hierdie horisontale stippellyn, dit is die asymptoot van f. So hulle sê die asymptoot van f en die grafiek van G, okay, gaan albei deur punt A, 2 en minus 1. Okay, so hierdie ja, hulle help ons basies om 'n vergelyking te kry vir ons asymptoot hierso. Okay. Dan sê hulle vir ons B is 'n punt op F. Ons kon dit net nou ook raak sien toe ons vir F gevolg het, toe kon ons sien dat punt B is 'n punt op my eksponensiële funksie en dan sê hulle hierso vir ons nou die ouetjie is dalk iets wat belangrik is. Hulle sê vir ons EBA, okay, is 'n lyn loodreg op die x-as. Okay, kom ons stop net gou-gou daar. So kom ons kyk net waar is EBA. So EBA, kan julle sien daai is 'n lyn, okay? EBA is 'n lyn en kan julle sien hy is getrek loodreg op die x-as. Okay. Nou ouetjies, as hulle vir ons lyne trek loodreg op die x-as,
of loodreg op die y-as. Kom ons begin eerstens op die x-as wat hier vir ons gegee is. Dit beteken net dat vir hierdie drie punte, E, B en A, gaan hulle almal se x-waardes gaan dieselfde wees. So ons weet A se x-waarde van sy koördinaat is 2, so dit beteken dan E se x-waarde van sy koördinaat gaan 2 wees en B se x-waarde van sy koördinaat gaan ook 2 wees. Julle so gaan skryf jy goed in wat jou kan help. So hulle sê vir ons hierdie woord loodreg op die x-as, hierdie woorde, okay, sê vir ons dat die wat ook al die x-waarde by E is, gaan ook die x-waarde by B wees en gaan ook die x-waarde by A wees. So daarom kan ons gaan sê dat E se x-waarde is 2 en ons weet E, kan julle sien hulle sê hier vir ons E is op die x-as, so ons het sommer E se koördinaat, dit gaan wees 2 en 0. En dan kan ons hier by B gaan skryf, goed, ons weet hierdie koördinaat se x-waarde is ook 2, maar ons weet nog nie wat die y-waarde is nie. So oukies, dit is die rede hoekom hierdie laaste kolletjie vir ons gegee was, is dit help ons om te besef dat as 'n lyn loodreg op die x-as is, dan gaan al die punte op die lyn se x-waarde dieselfde wees. Okay, so ons kan seker verwag hierso dat hulle vir ons die koördinate van B gaan vra, maar dan het ons al reeds die x-waarde. Okay. Goed julle, so daar het ons vandag deur al die inligting gegaan en nou kan ons vrae begin beantwoord. So kom ons kyk gou-gou na 4.1. So by 4.1 sê hulle vir ons of hulle vra vir ons bepaal die waarde van t in gx is gelyk aan log x met 'n basis of tot die basis t en dit is vir 2 punte en ons het geweet dat ons vir t gaan moet oplos julle. So kom ons val gou-gou weg en sorteer dit uit want as ons nou 'n waarde vir t het ons die volle vergelyking van die log funksie en dan kan dit ons verder help ook. Nou kom ons val gou-gou weg julle en kyk wat gaan ons hierso doen. So bepaal die waarde van t. Okay, oukies, nou daarso is t, né? Okay. Maar kan julle sien hierso is 'n x. Okay, daar is 'n x en gx verteenwoordig natuurlik 'n y-waarde, né? Ons almal weet dit, okay? So ons het 'n y en ons het 'n x. Okay, ons het heidaglik in hierdie vergelyking 3 onbekendes. Ons wil net vir t as 'n onbekende hê. Okay, so om waardes in y se plek en in x se plek te gaan insit, moet ons 'n punt gaan instel. Okay, want as ons 'n koördinaat gaan instel, 'n koördinaat het mos 'n y-waarde en 'n x-waarde waarmee ons hierdie kan vervang. Oukies, maar ons kan nie net sommer enige punt instel nie. Jy moet 'n punt gaan instel wat op gx lê. Okay. Nou kom ons kyk na G. Okay, hierso is punt C. Punt C lê op hom, maar ons het nog nie punt C se waarde nie. Okay? En dan as ons afbeweeg punt A, daar is 'n koördinaat, julle, op gx. So ons het 'n x-waarde en 'n y-waarde wat ons in hierdie x en y-waarde kan vervang sodat ons vir t kan gaan oplos. Okay, so dit is wat 'n mens doen, oukies, wanneer jy onbekendes oplos, jy gaan soek vir 'n punt op jou funksie wat jy dan kan instel om waardes in y en x se plek te gaan insit. So kom ons gaan sê presies wat ons gaan doen. So ons gaan sê okay, so ons gaan sê stel punt A, okay, 2 en minus 1, gaan stel dit in jou vergelyking in. Okay, so gaan stel dit in gx in. Okay. Onthou dit, daai gx is net vir verwysingsdoeleindes, dis funksienotasie. Okay, so dan gaan trek jy vir my 'n lyn hieronder. Okay, en dan gaan doen jy presies wat jy gesê het jy gaan doen. Okay. So kom ons val dan nou weg. So jy gaan nou in gx se plek gaan jy nou die y-waarde gaan instel en dit is dan natuurlik minus 1. So jy gaan sê minus 1 is gelyk aan log, okay? En jou t gaan natuurlik jou onbekende bly en dan jou x-waarde gaan ons dan vervang met
2. Okay, so jou x-waarde vervang ons dan met 2. Okay, julle, so daar het ons nou punt A 2 en minus 1 gaan instel en nou moet ons net basies vir t gaan alleen kry. Okay, en hoe doen ons dit, julle? Ons weet ons kan 'n log-funksie gaan herskryf in eksponentvorm, omdat hulle mekaar se inverses is, maar ons moet net weet hoe om dit te doen, oudjies. Nou, 'n mens werk altyd van regs na links, okay, om 'n log-vergelyking in 'n eksponensiële vergelyking te gaan skryf. So, as 'n mens van regs na links werk, dan gaan 'n mens eers met die 2 werk, okay. Goed, en dan die t en dan die minus 1. Okay, so dis wat ek bedoel. So jy gaan eers met die 2, dan die t en dan die minus 1 as ons dit gaan herskryf in 'n eksponensiële vergelyking waarmee ons kan werk. Okay, so dan gaan 'n mens nou basies gaan sê dat, onthou ons begin met die 2, so ons gaan sê 2 en dan gaan jy vir my gaan sê is gelyk aan t is jou basis in jou log vergelyking, so t gaan jou basis wees of jou grondtal wees in jou eksponensiële vergelyking en dan tot die mag minus 1. Okay, so kan julle sien, ons het van regs na links gewerk. 2 is gelyk aan t, hy is die grondtal hierso, so hy gaan hier ook die grondtal wees en dan tot die mag minus 1. Okay, so oukies, daar het ons nou die log weg. So ons werk nou met ons is al nader om vir t alleen te kry. En nou oukies, het 'n mens basies 2 opsies. Jy kan natuurlik om van hierdie mag ontslae te raak, kan jy hom verhef tot die mag minus 1 sodat jy hierdie mag gaan positief maak en dan gaan dit 2 tot die mag minus 1 wees, dan gaan jy 'n half kry, of jy kan die volgende gaan doen. Jy kan gaan sê, okay, goed, ons weet om hierdie mag positief te maak, die t tot die mag minus 1 moet ek hom gaan skryf as 1 oor t. Okay, verstaan julle? En dan natuurlik om van die breek ontslae te raak, gaan ek moet maal met t aan weerskante, so ek maal met t daar en ek maal met t daar, en dan gaan daai en daai mos nou uitkanselleer en dan sit ek met 2t is gelyk aan 1 en dan weet ons moet gaan deel deur 2 om vir t alleen te kry. So jy deel deur 2 aan weerskante en dan natuurlik jy kanselleer daai en daai uit en dan kry ons waarde van t is gelyk aan 'n half. Okay. So daar sy. So hulle het gevra bepaal die waarde van t. Oukie, sodra jy 'n antwoord gekry het, maak dit gou-gou, gaan lees wie jou vraag en maak dit seker dat jy so hulle soek 'n waarde van t en jou finale antwoord is t is gelyk aan iets. So jy het die vraag beantwoord. So daar is dit. Ons het nou die volle vergelyking van gx. So as ek julle was, nê, dan mens moet altyd teruggaan, julle wanneer jy met grafieke en funksies en goed werk. Vir ander vraestel 2 ook. Sodra mens iets uitwerk en jy kan dit gaan opdateer op jou skets, dan gaan doen jy dit. So jy kan nou vir jouself gaan sê dat jou finale weergawe van jou log-funksie is nou gx is gelyk aan log x tot sy basis van 'n half. Okay, so daar het ons nou die finale vergelyking van jou log-funksie. Okay, dit is net so 'n bietjie eksamen-tegniek. Sou ons daai vergelyking nodig hê om ons te help met ons eksponensiële funksie. Okay, goed, so daar het ons nou 4.1 gedoen. Kom ons beweeg aan na 4.2 toe. Okay, so kom ons maak dit gou-gou so, ekskuus julle. Ek weet ek wys altyd vir julle, is dit 'n groen vraag, 'n geel vraag of 'n pink vraag? Nou hierdie was definitief dit was 'n groen vraag om punte in te stel in funksies in, is 'n beginsel wat ons al in graad 10 doen. So ja, definitief 'n groen vraag. Julle moet hierdie reg kry. Okay, goed. En dan beweeg ons aan na 4.2 toe. Hulle sê vir ons skryf die koördinate van C neer en dit is nou net vir 1 punt. Okay, so skryf die koördinate van C neer. Nou kom ons kyk waar C, as ons nou reg onthou, is C die
C is hierso. C is die X-afsnit van albei die grafieke. Okay. So, C gaan jy kan dit dadelik gaan kry, deur net na jou logfunksie te gaan kyk, okay, omdat daar nou nie horisontale maar daar nie 'n horisontale asymptoot is of 'n vertikale asymptoot is nie. So, daarom weet ons dat omdat hy die inverse is van jou eksponensiële funksie, wat gewoonlik hier deur 1 gaan, as daar nie 'n verskywing plaasgevind het nie. Hierdie ouetjie het nie 'n verskywing nie. So natuurlik punt C gaan dan 1 en 0 wees. En mens kan dit dadelik gaan neerskryf. So punt C weet ons is 1 en 0 as ons net na die logfunksie gaan kyk. So ja, dit is dan nou basies, maar kom ek wys gou vir julle hoe ons dit gaan bewys. Deur die logfunksie te gebruik wat ons nou sopas gefinaliseer het in 4.1. Okay, so jy kan fisies net gaan skryf. Okay, goed, die antwoord is dan C1 en 0. Jy kan dit gaan neerskryf en daar het jy jou punt. Maar as jy dit wil gaan bewys, dan gaan jy fisies vir my gaan sê, okay, my logfunksie is Gx is gelyk aan log 'n half. Onthou hy's nou opdateer, ons het nou 'n waarde van t. So nou gaan gebruik jy hierdie funksie. Ouetjies, kom ons nou net gou seker maak, ons kan nie die rede hoekom ons vir G gebruik en nie vir F gebruik nie, julle, is omdat ons G die logfunksie se finale vergelyking het. Verstaan julle? So ons kan punte op hom gaan uitwerk. Ons het nog nie fx, ons het nog nie die waarde van p en van q nie, so ons kan hom nog nie gebruik om x en y afsnitte uit te werk nie. So eers wanneer jy die finale vergelyking het van 'n funksie, dit is dan wanneer jy hom kan gebruik om x en y afsnitte uit te werk. So daarom gebruik ons gx. Okay, goed. So dan gaan sê ons nou basies, wat doen 'n mens vir 'n x afsnit? Jy gaan stel y gelyk aan 0 vir 'n x afsnit, right? Dis mos wat 'n mens doen. So jy gaan vir my gaan sê jy gaan stel y gelyk aan 0 vir 'n x afsnit. So jy gaan basies sê 0 is gelyk aan log x tot sy grondtal of sy basis, okay? En dan nou weer eens, ons gaan hierdie vergelyking gaan herskryf in 'n eksponensiële vergelyking, so ons gaan van regs na links werk. So jy gaan vir my gaan sê x is gelyk aan, onthou jou grondtal of jou basis in jou logfunksie is jou grondtal of jou basis in jou eksponensiële funksie en dan tot die mag 0. Okay, en enige iets tot die mag 0 is gelyk aan 1. Okay, en dan kan jy sien jou x-waarde moet gelyk wees aan 1, maar hulle het gevra vir 'n koördinaat. So dan gaan sê jy nou maar net C is 1 en 0. Okay, so daarso het ons 4.2 ook gaan uitwerk. Okay, dan gaan ons na 4.3 toe. Hulle sê bepaal die waarde van P, wys al jou bewerkings, en dit is nou vir 3 punte. Ekskuus, kom ons beweeg dit gou-gou op. So as jy jou leerwerk geken het hierso, dan hierdie is definitief ook 'n groen punt, want jy kon die antwoord net so neergeskryf het, of as jy daai beginsels vergeet het, kon jy hom so gaan uitwerk het van die beginsel van vir 'n x afsnit moet ek y gelyk stel aan 0. Okay, julle. So daai is 4.2 is ook 'n groen punt. Okay. So ons het ook nou klaar, ons weet C is 1 en 0 en ons het klaar hier op ons skets vir C gaan opdateer met 1 en 0. Okay, 4.3. Hulle soek die waarde van P, julle, en ons weet die waarde van P is natuurlik in my eksponensiële funksie. Okay. So kom ons gaan skryf net gou-gou hierso. Waarmee ons werk. Okay, so ons gaan nou met fx werk, want P is in fx. So ons gaan sê fx is gelyk aan 2 P tot die mag x, okay, en dan weet ons plus q. So kan julle sien, hulle soek die waarde van P. Okay, so
Dit beteken dat net P 'n onbekende mag wees. OK, so ons moet 'n waarde vir Q kry en onthou Q is jou horisontale asymptoot en dan natuurlik moet ons 'n punt gaan instel. Onthou fx verteenwoordig y en x is natuurlik jou x. So jou y en jou x waardes vir om waardes daarvoor te kry, gaan ons 'n punt moet instel en dan moet ons hierdie keywaarde gaan kry. So ons gaan eers hierdie keywaarde gaan oplos, okay? En dan kan ons 'n punt gaan instel om vir P te gaan uitwerk. Okay. Nou, kom ons gaan kyk gou-gou op die skets. Ons gaan van die skets af hierdie waarde van key kan kry. So kom ons gaan kyk gou-gou. Ons weet key is jou horisontale asymptoot. Ons het net vir mekaar gesê daar loop my horisontale asymptoot en oudjies, hulle sê vir ons in ons inligting dat die asymptoot, as ons hier kyk, hulle sê vir ons die asymptoot gaan deur daardie punt. So natuurlik, oudjies, hy gaan deur die punt, so vir 'n horisontale lyn, is dit basies slegs 'n y-waarde. So kyk gou-gou hierso. Daar op die y-as waar hy sny, kan julle sien 'n horisontale asymptoot bly die heeltyd daardie waarde. So daarom is -1, okay? Omdat die asymptoot deur hierdie punt gaan hierso, okay? Is die waarde op my y-as is -1. So hierdie lyn is y is gelyk aan -1. Die vergelyking van jou asymptoot is y is gelyk aan -1. So dit is hoe ons die waarde van die asymptoot kry. Y is gelyk aan -1 julle. En dan ook, dan kan ons hom gaan in Q se plek. Ons weet Q se waarde is dan ook -1. So kom ons gaan update dit in ons vergelyking. So ons gaan eers dit gaan doen. So ons gaan sê, okay, goed, fx is gelyk aan 2 p tot die mag x en dan kan ons in Q se plek kan ons die -1 gaan skryf. Okay. Nou dat ons vir Q opgelos het, nou wanneer ons vir y en vir x gaan vervang met waardes, gaan ons vir P kan oplos. So ons soek 'n punt op fx wat ons in y en x se plek kan gaan insit. So kom ons gaan na fx toe julle. Okay. Watse punt, watse koördinaat het ons op fx? Okay, nou wanneer ons vir fx volg, kan julle sien daar volg ons. Ons het nog nie vir d nie. Okay, kan julle sien punt C. Punt C is die eerste koördinaat op f wat ons het. So ons gaan vir punt C gaan instel. C is inteendeel die enigste koördinaat wat ons het, want ons het nog nie vir b nie. Kan julle sien ons moet nog die y-waarde van die koördinaat kry. So ons het net vir punt C, so ons kan net vir punt C gaan instel. So dis presies wat ons gaan doen. So jy gaan dan sê, kom ons gaan sê stel C 1 en 0, gaan stel daai koördinaat in fx. Okay. Goed, nou gaan doen jy dit, julle onthou. Fx verteenwoordig jou y-waarde en jou y-waarde is 0. So jy gaan sê 0 is gelyk aan 2 P is jou onbekende en jou x-waarde, as jy kyk na jou punt C, jou x-waarde is 1, 2p tot die mag 1 minus 1. Okay, so nou kan ons lekker vir P gaan oplos. Okay, so dit gaan basies wees 0 is gelyk aan, natuurlik P tot die mag 1 bly P. Weet julle wat, kom ons gee net gou hierdie 0 uit, dan vat ons sommer daai negatief 1 oor ander kant toe, dan word hy mos nou positief 1. So dan kan ons nou gaan sê 2p is gelyk aan positief 1, en dan wanneer ons deel deur 2 aan weerskante, dan gaan ons mos nou kry dat p gelyk is aan 'n half. Okay, want daai 2 kanselleer mos nou uit. So dan het ons waarde van p. So hulle sê vir ons bepaal die waarde van p, wys al jou bewerkings, julle. So dit was 3 punte gewees. Okay? Ag en dit was eintlik nou maar
ek sal hom eintlik geel maak net as gevolg van die feit dat van julle hierdie nie sou raak sien om die asymptoot dadelik te gaan inskryf van die skets af. So julle sou gesukkel het met twee onbekendes. So ja, kom ons maak hom maar geel vir julle doeleindes. Dit is eintlik in my opinie 'n groen vraag, maar nou ja, ek weet julle sukkel met hierdie, so kom ons maak hom geel. Okay, so ouetjies, jy kon daar gestop het natuurlik, want hulle het gevra bepaal die waarde van P. Jy het 'n waarde van P as jou finale antwoord, so jy gaan jou 3 punte kry. Maar onthou net, ons moet nou net gaan teruggaan. Ons het nou ons finale eksponensiële funksie se vergelyking ook. Okay. Daar's min plek daar julle, so kom ons skryf hom maar. Ons gaan hom maar hierson neerskryf. Dat daarom is jou finale eksponensiële funksie se vergelyking is dan nou 2, okay, en dan maal, onthou nou ons wil P vervang met sy waarde wat 'n half is. Okay, en tot die mag x en minus 1. So ouetjies, daar het ons nou die volle vergelyking van fx. Ons het net vir P gaan vervang met sy waarde. Onthou y en x moet altyd onbekendes bly en die res moet getalle wees, dan het jy jou finale vergelyking. En dan nog 'n ding julle, asseblief, ek het dit al baie gesien. Jy maal nie die 2 met die half nie. Asseblief, dit is heeltemal wiskundig verkeerd, want net jou half is tot die mag x. Kan julle dit sien? Nie jou 2 ook nie. So daarom los dit net soos wat dit is. Okay. So jy maal nie met 'n eksponensiële vergelyking, jy maal nie die 2 met die half nie. Okay, onthou jou orde van bewerking sê in elk geval vir jou jy moet eers hierdie mag toepas en dan daai gaan inmaal. Okay, so jy los dit net soos wat dit is as jou finale antwoord wanneer jy met 'n eksponensiële funksie werk. Maal nooit daai 2 nie. Okay, goed. Kom ons beweeg nou aan na 4.4 toe. So 4.4 vra vir ons, bepaal die koördinate van D. Okay, so koördinate, kom ons beweeg gou-gou, waar is D nou weer? Nou as ons reg onthou, is D, ons kan sien D is hierso. Okay, so daar is D. Hulle soek die koördinate van D en ons het net nou vir mekaar gesê dat D die y-afsnit is van F. En ons weet ook ons kan slegs afsnitte gaan uitwerk, x en y afsnitte gaan uitwerk wanneer ons die finale 'n vergelyking het van 'n funksie en ons het hom so pas gekry, so daarom kan ons vir x gaan gelykstel aan 0 om vir d te kry. Okay, want is 'n y afsnit en vir 'n y afsnit moet jy vir x gelykstel aan 0. So kom ons beweeg af. Okay, so bepaal die koördinate van d, so dis 'n lekker maklike beginsel. So dit is 'n d is 'n y afsnit. Okay, so D is 'n y-afsnit. Okay, onthou ouetjies, skryf hierdie goed neer. Dit is nie net, dit is vir jouself ook. So dis 'n y-afsnit. So jy weet jy moet dan vir x gaan gelykstel aan 0. Okay, so onderstreep dit en dan kan jy net gaan en jy kan jou vergelyking gaan neerskryf. Kom ons maak dit gou-gou. Jy kan eintlik net kyk na jou vorige vraag. Daar is jou vergelyking. So ons moet x gaan gelykstel aan 0. So daarom gaan ons sê y is gelyk aan 2 maal 'n half. Okay? En dan moet ons nou vir x gaan gelykstel aan 0 minus 1. Okay. Goed, julle, en dan weet ons nou dat enige iets tot die mag 0 se waarde is 1. Okay, julle stem daarmee saam en dan 2 maal met 1 gaan vir my 2 wees en 2 minus 1 gaan vir my 1 gee. So my finale waarde van y is dan natuurlik 1. Okay, en daar het ons die y-waarde julle. So daarom onthou net gou-gou, hier's ons 'n fout wat julle baie keer maak. Okay, so maak dit gou-gou hier seker. Julle verloor punte. Hierdie is verseker 'n groen. Dis 'n groen vraag. So jy verloor punte as jy net hierso stop onnodig. Okay, so as jy jou finale antwoord het, gaan lees altyd weer jou vraag
en hulle het gevra vir koördinate van D. So jy sou nie 2 uit 2 gekry het as jy hier gestop het nie. So jy moet gaan en jy moet gaan sê, okay, so daarom is die koördinate van D is dan 0 en 1. Okay. Goed, so dan het jy jou volle 2 punte. Okay, kom ons beweeg dan nou aan na 4.5 toe. Okay, ekskuus, kom ons gaan net gou na D toe en gaan sê 0 en 1. Okay, so ons het nou hierso ook 'n koördinaat wat 0 en 1 is. So kom ons beweeg dan nou af na 4.5 toe. Okay. So dan vra hulle vir ons bereken die lengte van AB. Nou ek sal definitief sê dat die ouetjie is ja, is definitief 'n geel vraag. Hy's dan net 2 punte. So hulle soek die lengte van AB. Nou kom ons gaan kyk gou-gou waar is A en waar is B en hoe kan ons daai lengte kry? Okay. So hierso is ons by ons skets. Nou, ek gaan 'n ander kleur gebruik sodat ons AB kan identifiseer en om die lengte te sien. So hierso is punt A, julle, daar is punt A, ek maak dit oranje en daar is punt B. Okay? So hulle soek hierdie lengte van hierdie lyn hierso, AB. Okay? Daardie lengte vanaf A na B. Dis die lengte wat hulle soek. Okay? En jy vra eers vir jouself, watse tipe lengte werk ek hiermee? Werk ek met 'n vertikale lengte of werk ek met 'n horisontale lengte? Nou hierdie is 'n vertikale lengte. Okay? So AB is 'n vertikale lengte. Okay? So AB, kom ons maak dit gou-gou so. AB is 'n vertikale lengte. Okay, dis 'n vertikale lengte. En as jy 'n vertikale lengte moet uitwerk, dan gaan jy vir my na jou y-waardes moet kyk. OK. So jy gaan na jou y-waardes moet gaan kyk wanneer jy 'n vertikale lengte moet gaan uitwerk. Nou, wat is jou y-waarde van B? Kan julle sien jou y-waarde van B het ons nog nie, ons moet hom gaan uitwerk. So jou y-waarde van B is y. So ons moet hierdie y-waarde gaan uitwerk sodat ons hierdie lengte kan gaan kry. Want kan julle sien, kom ons maak dit gou-gou so, as ons, dit gaan nie 'n baie reguit stippellyn wees nie, maar as jy 'n stippellyn trek na jou y-as toe en daar's klaar vir jou 'n stippellyn getrek na jou y-as toe op jou asymptoot hierso. Kan julle sien? Ons weet dat daai waarde daarso is -1, right? As ons hierdie oranje, as ons daai y-waarde kan kry, kan ons op ons y-as gaan sien hoe lank dit is deur te sê die boonste waarde minus die onderste waarde. Of jy kan net jou eenhede tel van daar tot by -1. En dit is die rede hoekom 'n vertikale lengte gaan altyd met jou y-waardes te doen hê. Okay. So die vangplek hierso is wat jy moes besef het is jy kort hierdie oranje punt op jou y-as sodat jy die lengte kan uitwerk. Okay. En dit is op daai punt B is op jou, op watter funksie is punt B nou weer? Punt B lê op F. Kan julle sien as ons vir F volg? Punt B lê op F. So ons moet in my funksie F se vergelyking moet ons vir X gaan gelykstel aan 2 om die y-waarde te gaan kry. Okay, sien julle dit? So op F moet ons jou X-waarde gelykstel aan 2 en kyk wat die y-waarde is wanneer my X-waarde gelyk is aan 2. So dis presies wat ons gaan doen. Okay, so ons gaan sê, ons moet basies, ons kan ons funksie notasie gaan gebruik, ons moet F by 2 gaan kry. Met ander woorde, ons moet X gaan vervang met 2. Okay, en dit is dan nou 2 maal 'n half. Okay, en dan ons moet X gaan vervang met 2, so dis tot die mag 2 minus 1. Okay, so F by 2 gaan dan vir my gee, oukies, jy tik dit in jou sakrekenaar in, hoor,
maar 'n kwadraat gee vir my 'n kwart, 2 maal 'n kwart gee vir my 'n half en 'n half minus 1 gee natuurlik vir my minus 'n half. Okay, sien dit maak sin want ek lê aan die negatiewe gedeelte van my y-as. Okay. So jy weet dan punt D se y-waarde gaan dan negatief 'n half wees. So kom ons gaan terug. Okay, so jy weet nou wat hierdie y-waarde is hierso. Dis nie meer onbekende nie. Ons weet nou dat dit minus 'n half is. So dis minus 'n half. Dit is jou waarde van jou y-waarde van koördinaat B en natuurlik beteken dit ook dat ons daar sit met minus 'n half. Okay. En dan om die lengte te kry van AB, moet jy dan gaan sê jou boonste y-waarde, okay? So dit is dan ons weet hierdie is leerwerk van jou boek af. Jy sê dan dit is jou boonste y-waarde minus jou onderste y-waarde. Okay. So wat is jou boonste y-waarde? Jou boonste y-waarde is minus 'n half want B lê bo en jou onderste skryf eers daai minus neer, so minus en dan jou onderste y-waarde is dan minus 1. Okay. So daai minus en minus gaan in 'n plus verander, so minus 'n half plus 1 gaan dan net vir jou 'n normale half gee. En daar het jy die lengte van AB. So ek hoop julle verstaan dit. Hierdie beginsels is maar belangrik. Dis klein beginsels uit jou boek uit. So ouetjies, 'n mens leer vir wiskunde. Okay, so jy het nou daai. So dan weet jy punt D is dan 2 en minus 'n half. Okay, en dan die beginsel wat jy gaan sê is jy gaan dan sê dit is jou boonste y-waarde. So jy gaan eers vir my gaan sê nou AB is jou boonste y-waarde wat minus 'n half is en van dit gaan jy aftrek jou onderste y-waarde wat minus 1 is. Daai 2 gaan plus gee en 'n minus 'n half plus 1 gee dan vir jou die lengte van AB is dan 'n half. Okay. En dit is dan nou jou finale antwoord. Okay, die lengte van AB is 'n half. 'n halwe eenhede, kom ons sê maar skryf maar net by 'n halwe eenhede. Okay. Goed, julle, dan beweeg ons aan na 4.6 toe, die tweede laaste vraag en hierso sê hulle skryf die omvang van f neer. Okay, f weer eens, ons werk met ons eksponensiële funksie en dan omvang, julle, hierdie is belangrik, omvang. Okay, julle moet die sinonieme van waardeversameling uit julle koppe uit leer asseblief. Ja, hierdie is basies direkte vertaling van 'n range af want range is die waardeversameling in Engels en as 'n mens range vertaal na Afrikaans toe dan is dit omvang. Okay, so weet net dat omvang, moenie dat hierdie hele vang nie. Omvang is waardeversameling. Okay. Waardeversameling. Okay, so omvang is waardeversameling. So hulle sê skryf die waardeversameling van f neer vir 'n punt. Nou ouetjies, ek gaan dit geel maak want julle meeste van julle sukkel met die konsep van waardeversameling en definisieversameling, maar julle kan eintlik meeste van hierdie goed uit julle koppe uitleer en die punte skoor. Nou hulle vra vir die omvang van f. En die omvang van f, f is jou eksponensiële funksie. Okay. Nou omvang waardeversameling en ons weet waardeversameling, ons werk met ons y-waardes, julle. Ons werk met ons y-waardes wanneer ons werk met waardeversameling. Okay. So die vraag wat jy vir jouself kan vra is vir watter y-waardes bestaan my grafiek? Okay. Dit is wat jy vir jouself kan vra. Dis wat ek altyd vir my leerders sê. Dit is die vraag vir watter y-waardes bestaan my grafiek? Nou kom ons gaan op na ons skets toe. Dan kyk ons gou-gou. So, daarso is my sketse, okay? Daarso loop f, okay? Daar loop f. Kan julle sien? Daar gaan hy.
Okay, hy sny my y-as, so hy bestaan vir die 'n hele positiewe gedeelte van my y-as. Daar's my y-as, kan julle sien my grafiek bestaan vir al hierdie waardes van y tot by positief oneindig. So vir my hele positiewe gedeelte van my y-as bestaan my eksponensiële funksie en dan gaan hy hierso na die negatiewe gedeelte van my y-as toe. Kan julle dit sien? Daar gaan hy. So hierdie gedeelte, hy bestaan vir um slegs 'n gedeelte van my negatiewe y-as. Alright. So wat ek basies vir julle wil sê julle is gaan kyk altyd wanneer hulle waardeversameling vra van 'n eksponensiële funksie, gaan jou antwoord altyd lê by jou asymptoot. Okay? Want jou eksponensiële funksie gaan nooit jou asymptoot kruis nie. Okay? So jou asymptoot is jou antwoord. Okay? En nie net so nie natuurlik, jy gaan 'n ongelykheid moet gebruik. So kan jy sien dat vanaf jou asymptoot, vanaf y is gelyk aan -1 onder toe hierso, bestaan my grafiek van f gaan nie vir daardie y-waardes bestaan nie. So daarom gaan jy vir my gaan sê dat hierdie grafiek bestaan net vir alle y-waardes groter as -1, kan julle sien. Vir hierdie gedeelte van my y-as is die gedeelte en dan natuurlik daarbo tot by oneindigend, maar van groter as -1 af. Want hy mag nie gelyk wees aan -1 nie, want dit is sy asymptoot. Vir alle waardes groter as -1 bestaan my eksponensiële funksie. En oudjies, dis al wat jy gaan doen vir alle waardes groter as -1. So jy gaan sê y groter as -1 en daar het jy jou punt. Okay. So jy vra vir jouself vir watter y-waardes bestaan my grafiek? En dan jy gaan kyk na jou asymptoot, jou geheim met jou eksponensiële funksie lê natuurlik, jy gaan kyk dan na jou asymptoot. En dit gaan jou help. Okay. So vir alle y-waardes groter as -1. Okay, nou laastens 4.7. Nou oudjies, hierso gaan ek sommer dadelik die oudjie pink maak. Dit is 'n moeilike twee vrae. Twee punte. Die meeste van julle gaan hierdie net los. Oudjies, as jy nie aangelê is vir wiskunde nie, dan sal ek net voorstel dat jy hierdie tipe vrae net los en aanbeweeg. En as jy tyd het aan die einde van jou vraestel, kom terug hiernatoe en probeer ten minste iets. Okay. Nou, kom ons kyk. Gee die waardes van x. Okay, nou oudjies, dis die eerste ding. Hulle soek waardes van x. X-waardes. Jou antwoord moet x-waardes wees. Okay? So jy weet dan, jy gaan op jou x-as moet kyk om hierdie ding op te los. Okay? So gee die waardes van x, waarvoor gee x. So hier sê hulle vir ons met watter grafiek ons werk. Okay? Ons gaan werk met ons log-funksie. Okay? Maar ons log-funksie se y-waardes, onthou gx beteken y. Okay? En dit is wat julle de mekaar maak, is hierdie funksienotasie, maar jy moet net daai funksienotasie sê net vir jou, watter funksie se y-waardes praat ons hiervan. Dis hoekom ons moet sê gx vir funksienotasie. So jy kan net gaan sê, okay, dis op ons log-funksie en ons gaan moet kyk, waar is my y-waardes groter en gelyk aan -3 op 2. Nou dit is die maklikste hoe ek hierdie vir julle kan verduidelik. Okay. So vir watter x-waardes, okay, is my y-waardes groter en gelyk aan -3 op 2 op my log-funksie. Alright. So, kom ons maak dit gou so, want -3 op 2 kan dalk, ons kan dalk definitief dit gaan doen, waar y groter en ons weet, -3 op 2 is -1,5. Okay, -1,5 kan ons beter visualiseer. Dis makliker getal vir ons om te verstaan waar hy lê. Okay, so jy moet gaan kyk vir watter x-waardes op my log-grafiek is y groter en gelyk aan -1,5. Okay, nou goed. Kom ons gaan kyk net gou na ons log-funksie. Ons log-funksie is dan nou hierso. Nou let net gou op, hierdie is nou vir die 80% of 70% boontoe tipe kids.
Julle kan oplet na hierdie. Nou, hulle praat van waar is my y-waardes op my log-funksie, okay? Kom ons gaan, daar's my log-funksie. sien julle, daar loop hy. Okay, so ons werk op hierdie log-funksie en ons soek die x-waardes, right? Waarvoor die y-waardes groter en gelyk gaan wees aan -1,5. Nou, kom ons gaan na y-waardes toe, julle. Ons wil eers gaan kyk, waar is ons y? Hierso is ons y-as en dan daarso is -1. So jy kan min of meer gaan skat. Jy kan min of meer gaan plot hierso dat -1,5 gaan dan min of meer daarso lê. Okay. -1,5 gaan min of meer daar lê. So -3/2 of -1,5, dit maak nie saak nie. Hulle sê vir ons dat ons moet werk met y-waardes groter en gelyk aan -3/2. So oudjies, gaan sit dit vir jouself daar neer en dan gaan trek vir jouself 'n stippellyn. Ek gaan nou nie oor hierdie gaan nie, maar jou stippellyn moet van daar af deurgaan. Trek jou stippellyn tot waar hy jou log-funksie raak. Daar maak ek nou vir julle 'n koördinaat. So kan julle sien, daarso op daai punt op jou log-funksie is waar y gelyk is aan -3/2. Okay, nou kan julle sien dat om x-waardes te kry, gaan ons van hierdie punt af moet opgaan na ons x-as toe en ons gaan daarso 'n x-waarde moet kry ook. Okay, so verstaan julle wat hierdie vir ons sê? Hulle gee vir ons 'n y-waarde, sit jou y-waarde in, trek min of meer waar hy is op jou log-funksie en van daar af gaan jy kan sien ek moet 'n x-waarde kry en dit is hoe ek dan nou my antwoord gaan kry. Alright, so die eerste ding, oudjies, ons het ons y-waarde, okay? Ons het ons y-waarde hierso van -3/2. Okay, ons moet nou net hierdie x-waarde hierbo gaan kry want dit gaan deel wees van my antwoord want hulle soek x-waardes. Okay, so in my log-funksie, julle, en ek moet sê gx. So in my log-funksie, okay, moet ek of het ek 'n y-waarde. So ek gaan y gelykstel aan -3/2 om hierdie x-waarde te kry. So kom ons doen dit. So jy gaan vir my sê stel y gelyk aan -3/2 in gx in, hè? Okay? Hoekom doen ons dit? Want ons wil die x-waarde kry vir daardie spesifieke punt, want hulle soek waardes van x. Okay. So nou gaan ons gaan sê, goed, so in y se plek, right? So ons gaan sê -3/2, okay, is gelyk aan log, ons weet dis log x en tot 'n basis van 'n half of met 'n grondtal van 'n half. Okay. Daar het ons nou y gelyk gestel aan -3/2. Okay? sien julle dit? Ons het y gelyk gestel in gx, het ons dit nou gedoen. Nou weer eens, nou wil ons soek 'n x-waarde, x is my enigste onbekende, so ons gaan hierdie gaan herskryf as 'n eksponensiële vergelyking en daarom gaan ons van regs na links werk. So kom ons gaan skryf dit nou neer en dit gaan wees x is gelyk aan, onthou, as dit my grondtal is in my log-funksie, gaan dit my grondtal wees in my eksponensiële funksie, en dan natuurlik, dit gaan tot die mag -3/2 wees. So kan julle sien, daar het ons nou vir x geïsoleer. Ons het vir x geïsoleer, ons moet nou net hierdie situasie gaan uitwerk. Oudjies, en natuurlik, julle het sakrekenaars, so julle gaan tik net in 'n half tot die mag -3/2 en boom, dan het jy jou antwoord. Okay, so jy kan dit gaan skryf as 'n desimaal of in wortelvorm. Okay, so ek gaan dit die lang manier doen, julle, want baie keer kan hulle vir julle vra om goed sonder sakrekenaars te doen. So oudjies, as jy hierdie nou basies gaan toepas, nê? Kom ons gaan doen hierdie sonder 'n sakrekenaar.
Jy gaan dan 'n half kan jy gaan herskryf as 2 tot die mag minus 1 natuurlik, né? Dis al wat ons nou gedoen het. Ons het net die half gaan herskryf as 2 tot die mag minus 1, okay? Nou verhef ons 'n mag tot 'n mag, so ons gaan hulle met mekaar maal. So natuurlik gaan daai teken nou net positief word. So nou gaan ons sit met 2 tot die mag 3 op 2. Okay. En dan werk ons hierso met rasionale eksponente. So wanneer ons werk met rasionale eksponente, dan weet ons oudjies, die noemer in my rasionale eksponent, die noemer, okay, dit is my wortel. Okay. Dit is my wortel en die teller, dit is my mag in of mag onder my wortel of kom ons sê maar mag in my wortel. Dis ook leerwerk julle. So jy gaan dan vir my sê 'n 2 bly natuurlik, dit bly jou grondtaal, okay? En dan dit is 'n vierkantswortel, die 2, die noemer van 2 sê vir my ons gaan hom in 'n vierkantswortel sit en dan daai 3 gaan die mag binne in my vierkantswortel wees. So ons gaan herskryf hom basies in wortelvorm en dan gee dit vir jou vierkantswortel 8 en dan kan ons die 8 gaan opbreek in 'n volkome vierkantsgetal maal 2 en dan weet ons het ons waarde van x en dit is 2 wortel 2. Okay, julle hierdie was nou maar net, ek doen dit nou maar net so, oukies, julle kon 2 wortel 2 of 2,83 net in julle sakrekenaars gekry het, oukies. As julle hierdie stap in julle sakrekenaars ingetik het. So hierdie is nie nodig nie, maar hierdie is nou maar net hersiening van eksponentwette en wortelvorme, wat baie belangrik is wanneer 'n mens sonder 'n sakrekenaar werk. Okay, so ons het nou ons x-waarde, dis 2 wortel 2. Nou kom ons gaan terug na ons skets toe en ons gaan sit gou-gou in wat ons x-waarde is. Kom ons maak dit meer spasie. So ons x-waarde by hierdie punt hierso is 2 wortel 2. Okay. So ons weet daai x-waarde is 2 wortel 2. Okay, so kan julle sien hulle soek die x-waardes waar y groter en gelyk is aan minus 3 op 2. Dis mos die eintlike vraag. Okay, nou wanneer ons afbeweeg, so waar is y groter en gelyk aan minus 3 op 2? Kom ons gebruik 'n ander kleur dat ek dit bietjie, kom ons gebruik blou. Okay, so kan julle sien, hierso is minus 3 op 2, right? Okay, so dit is gelyk aan en groter. Okay, so ons soek alle x-waardes, so kan julle sien, van daar af op boontoe. Okay, ek soek daardie x-waardes vir die y-waardes vanaf minus 3 op 2 tot daar. So jy gaan kyk, waar bestaan my grafiek vir daai blou gedeelte van y? So julle kan sien daar op my log-funksie gee daarso vir al hierdie waardes. So vir daardie x-waardes, natuurlik julle vir daardie x-waardes daar al die pad tot by 2 wortel 2, kan julle sien. Okay, want ons soek nie vir x-waardes verder as 2 wortel 2, so vanaf 2 wortel 2, anders gaan ons laer gaan. Kan julle sien as ons nou hier kyk, nê? As ons na hierdie punt gaan, as ons daai gedeelte van ons log-funksie vat, gaan dit laer wees as minus 3 op 2 en ons soek groter en gelyk aan minus 3 op 2. So daai x-waardes daar gaan nie deel wees van die antwoord nie. So alles groter as 2 wortel 2 gaan nie deel wees van my antwoord nie. Verstaan julle dit? So daarom gaan ons net werk vanaf 2 wortel 2, daar sy, vanaf 2 wortel 2 tot net voor my y-as. Okay, hoekom gaan ons nie ons y-as insluit nie julle? Ons gaan nie sê x is gelyk aan 0 nie, want dit is my y-as en die y-as is my asymptoot vir gx. So daarom julle gaan my finale antwoord hiervoor wees
Dit gaan wees dat x is kleiner en gelyk aan 2 wortel 2. Okay, onthou ons kan nie groter as 2 wortel 2 gaan nie, want dan gaan ons op die y-as onder -3 op 2 wees en dan natuurlik julle moet x groter wees as 0. X kan nie gelyk wees aan 0 nie, want wanneer x gelyk is aan 0, is dit my y-as. So hierdie is dan nou my finale antwoord. Okay, so vanaf 2 wortel 2 op my x-as, kom ons gaan gou-gou terug, tot net voor 0. Okay, so vanaf 2 wortel 2 op my x-as. Okay, onthou dis hierdie gedeelte nê van my logfunksie, daai gedeelte van my logfunksie. So ek soek daai x-waardes waar hy bestaan. So dit gaan wees vanaf 2 wortel 2 tot net voor my y-as. Okay, so daarom is dit my oplossing van my x-waardes. Okay, julle, kom ons gemaak dit gou-gou seker hierso. Ek het klaar vir julle gesê, okay, daai is my antwoord. Ek het als vir julle gesê die moeilikheidsvlak van die vraag. Okay, goed. So die volgende vraag gaan dan wees die triegvraag wat in my opinie die moeilikste vraag in die vraestel was. So sien julle in die volgende video.